Goeiemôre, liewe kyker, baie welkom by hierdie YouTube erediens vanoggend vanaf Rustenburg Gemeenskapskerk. Soos ons natuurlik al die advertensies van hierdie week se boodskap gesien het, gaan ons vandag of vanoggend so 'n bietjie gesels oor die vraag: hoe weet ek is gered? En dit is 'n vraag wat baie van ons 'n bietjie laat regop sit, want dit is nie 'n vraag wat ons baie vir mekaar vra nie. Hoe weet ek is 'n Christen? Hoe weet ek het definitief 100% die ewige lewe? Daar's 'n paar goed wat ons nou gaan kyk. En wat vir tekens gaan wees, tekens vir ons gaan wees om vir ons te kan sê dat dit is hoe ons weet as ons hierdie tekens in ons lewe sien. Dit is hoe ons weet dat ons werklik die ewige lewe het. Maar voor ons daar kom, wil ek hê ons moet kyk na die goed wat ons nie kan red nie. Want baie keer sal mense op hierdie spesifieke goed staat maak. Hulle sal leun op hierdie goed. Hulle sal vertrou op hierdie goed. Maar hierdie goed kan ons nie red nie. En dis die woord van die Here, die Heilige Skrif, die Bybel wat vir ons die antwoorde gee oor hoekom hierdie goed ons nie kan red nie. En dan heel laaste gaan ons kyk na die primêre ding, die een ding wat die verskil maak tussen die ewige lewe en die verderf. So kom ons kyk vanoggend bietjie na die goed wat ons nie kan red nie. En die eerste ding, liewe kyker, wat ons 100% nie kan red nie, is as ons Christelike of gelowige ouers het. En dit sien ons reg deur die Ou Testament. Ons sien mense, kinders wat groot word onder die verbond, onder die ou verbond, hulle is besny, maar hulle is nie gered nie. En dan die tweede ding, en hier is 'n baie belangrike ding, die tweede ding wat ons nie kan red nie, liewe kyker, is natuurlik die doop. En nou gaan party van ons so 'n bietjie regop sit en ons gaan vir onsself vra, maar hoe kan dit moontlik wees? Hoe kan die doop ons nie red nie? Wat is dan die punt van die doop? So kom ons gaan kyk na so 'n paar verse uit die skrif en ons gaan probeer vir onsself uitworstel, wat beteken die doop? Wat gee die doop vir ons? Wat gee dit vir ons nie? En die eerste verse wat ek nou wil gaan kyk is in Handelinge hoofstuk 9. En daar lees ons die volgende oor onder andere bekering, die uitstorting van die Heilige Gees en die doop. En ons lees vanaf vers 44. En toe Petrus nog besig was om hierdie woorde te spreek, luister mooi, liewe kyker, het die Heilige Gees op almal geval wat die woord gehoor het. Nou ons lees in Paulus se briewe dat die Heilige Gees 'n teken is van die ewige lewe. Dat as ons tot bekering kom en ons word die geskenk van die heilige van die ewige lewe gegee, dan lees ons, dan kom die Heilige Gees in ons lewe en begin 'n nuwe werk in ons lewe doen. Dit lees ons reg deur die Nuwe Testament. So ons kan saamstem dat die Heilige Gees 'n teken is van die nuwe lewe, van die ewige lewe. En hier lees ons dat die Heilige Gees op almal geval het wat die woord gehoor het. En dan vanaf vers 45 lees ons, en die gelowiges uit die besnyning, almal wat saam met Petrus gekom het, was verbaas dat die gawe van die Heilige Gees ook op die heidene uitgestort is. Want hulle het gehoor hoe hulle in tale spreek en God groot maak. Toe het Petrus begin spreek. Niemand, dit is vers 47, kan tog die water weer dat hierdie mense wat net soos ons die Heilige Gees ontvang het, gedoop word nie. En hy het beveel dat hulle gedoop moet word in die naam van die Here, en toe het hulle hom gevra om nog 'n paar dae te bly. Liewe kyker, ons sien baie duidelik hierso in Handelinge, dat die doop volg op bekering in hierdie instansie. Mense het eers die ewige lewe, die geskenk van die ewige lewe, die geskenk van die Heilige Gees ontvang, eers, en toe volg die doop. En in die tweede instansie lees ons dan in Handelinge hoofstuk 2 van 'n spesifieke persoon, en sy naam is Simon die towenaar.
En ons sien van vers 13 af van hierdie hoofstuk 2, dat Simon ook gedoop is. En dan lees ons verder van vers 18 af. En toe Simon sien dat deur die handoplegging van die apostels die Heilige Gees gegee word, het hy hulle geld aangebied en gesê, gee aan my ook hierdie mag, sodat elkeen wat ek die hande oplê, die Heilige Gees kan ontvang. Maar Petrus sê vir hom, mag jou geld saam met jou vergaan, omdat jy gedink het om die gawe van God deur geld te verkry. En luister nou mooi, liewe kyker, in vers 21 sê Petrus die volgende, jy het geen deel of lot in hierdie saak nie. Liewe kyker, Petrus sê vir hom, iemand wat gedoop is, jy het geen deel of lot in hierdie saak nie. Simon die towenaar is nie gered nie, want net in die volgende vers sê Petrus vir hom in vers 22, bekeer jou dan van hierdie boosheid van jou en bid God dat die gedagte van jou hart jou miskien vergewe mag word. Bekeer jou dan. Jy het geen deel in die lot of hierdie saak nie. Liewe kyker, hier sien ons dan dat die doop nie noodwendig gevolg word deur bekering nie. Dit word nie noodwendig gevolg deur die ontvang van die Heilige Gees nie, want hierdie persoon, Simon, wat gedoop word, is nie bekeerd nie. Hy het nie die ewige lewe nie. So ons sien hierso in die eerste instansie dat die Heilige Gees ontvang word en dan word daar mense gedoop. In die tweede instansie word iemand gedoop, maar daar word geen Heilige Gees ontvang nie. En dan in die derde instansie lees ons verder in Handelinge, liewe kykers, staan daar, en terwyl Apollos in Korinthe was, het Paulus die boonste landstreke deurgereis en in Efese gekom. En daar het hy sommige disippels gevind en hulle gevra, het julle die Heilige Gees ontvang toe julle gelowig geword het? Luister bietjie. En hulle antwoord hom, ons het nie eers gehoor dat daar 'n Heilige Gees is nie. Liewe kyker, hoe kan dit wees? Hierdie mense is gedoop. Simon die towenaar is gedoop, maar hy ontvang nie die Heilige Gees wat die teken is van wedergeboorte nie. Dit sê baie duidelik vir ons, liewe kyker, dat die doop jou nie die ewige lewe gee nie. Ons kan nie net gedoop word en dan verwag dat ons outomaties die ewige lewe het nie. Dit is bloot eenvoudig nie hoe dit werk nie. Die beste voorbeeld daarvan in die hele skrif lees ons natuurlik in die evangelies van die dief aan die kruis. Wat vir ons Here Jesus Christus sê, dink aan my, Heer, as u in u ryk kom. En Here Jesus Christus sê vir hom wat? Vanaand sal jy saam met my in die paradys wees. Hy is nie gedoop nie, liewe kyker. Hy is nie iemand wat op enige stadium, enige belydenis van geloof of enige van daai goed gedoen het nie. Hy het bloot net vir ons Here Jesus Christus gesê, dink aan my as jy in die koninkryk, as jy in die koninkryk kom. En Jesus Christus het hom geantwoord, vanaand is jy saam met my in die paradys. Liewe kyker, die doop kan jou nie red nie. Die doop is bloot soos die Ou Testament die besnyning 'n teken was van die Here se verbond met Israel, is die doop in die Nuwe Testament 'n teken van die Here se verbond met die liggaam van Christus. Maar dit red ons geensins nie. En dan die tweede ding, of die derde ding, liewe kyker, wat ons geensins red nie, is werke. En dit lees ons natuurlik in die brief van die Galasiërs, want die Galasiërs het weer probeer deur werke die ewige lewe te verkry. En dan skryf Paulus vir hulle brief en sê vir hulle, wie het julle mislei, Galasiërs? Wie het julle oortuig dat julle werke julle in die hemel gaan kom? Dit is onmoontlik. Deur genade is julle gered. Liewe kyker, daar is geen manier vir ons om deur ons werke, maak nie saak hoe baie ons vir die kerk doen nie, maak nie saak hoe baie kerk toe ons gaan nie, maak nie saak hoe hard ons werk nie, maak nie saak hoe baie geld ons vir die kerk gee nie. Dit maak nie saak nie. Werke
maak nie saak hoe baie dit is nie, gaan ons nie die ewige lewe kry nie. So daar het ons al reeds 3 goed wat nie vir ons die ewige lewe gee nie. 3 goed wat ons nie van ons sonde bevry nie. Nou kom ons uiteindelik by die eerste tekens wat ons na onsself kan kyk en vra, hoe weet ek is gered? Hoe weet ek het werklik die ewige lewe? En die eerste teken daarvan, liewe kyker, is bekering. Bekering van sonde. En dit lees ons in Handelinge hoofstuk 2, as Petrus deur die Heilige Gees vervul word, en hy gee daai boodskap, daai groot boodskap, vir die menigte wat daar om hom bymekaar is, en dan na die einde van hierdie boodskap, in vers 37 van hoofstuk 2 van Handelinge, lees ons, staan daar die volgende, toe hulle dit hoor, is hulle diep in die hart getref, en het vir Petrus en die ander apostels gesê, wat moet ons doen, broeders? Luister mooi wat sê Petrus. En Petrus sê vir hulle, vers 38, bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus, tot vergifnis van sondes. Liewe kyker, daar is sommige wat hou daarvan, om onmiddellik na die tweede deel van hierdie sin te spring, en dan te sê, maar hier sê Petrus, ons moet gedoop word, maar hulle ignoreer heeltemal die eerste gedeelte van hierdie sin, wat sê, ons moet tot bekering kom. Ons moet wegdraai van ons sonde. Die sonde wat in ons lewe was, voor ons tot Jesus Christus gekom het, moet uit ons lewe verwyder word. Ons moet wegloop, ons moet ons rug op dit draai. Liewe kyker, bekering beteken, dat ons 'n 180 grade draai maak, en met ons rug na daai sonde, wegloop van daai sonde af. Dit beteken nie dat ons net ons skouers optrek, en sê, wel, ek glo in Jesus Christus, maar ons weier om enigeen van ons sondes op te gee. Ons weier om ophou kritaal te gebruik. Ons weier om ophou die Here se naam te vloek. Ons weier om ophou drank te misbruik. Ons weier om ophou deel te neem aan seksuele sondes. Liewe kyker, dit is nie bekering nie. En dit gaan jou nie die ewige lewe gee nie. Net bekering van sondes gee ons die ewige lewe. Net daai wegdraai en dit na die kruis toe vat en daai sonde voor die voete van ons Here Jesus Christus neer te sit. Dit bring vir ons die ewige lewe. En dan kan ons natuurlik sê, maar ek weet nie wat se sonde daar in my lewe is nie. Liewe kyker, ek dink as ons dit vir mekaar sê, is dit 'n leuen. Ek dink ons almal weet in ons hart wat sonde is en wat nie. En die skrif is baie duidelik, liewe kyker, oor wat se spesifieke sondes daar is. Die skrif is baie duidelik dat leuns, dat kritaal, dat alkoholmisbruik, dat al hierdie goed sonde is. Daarvan moet ons wegdraai. En daai tipe goed moet ons na die voete van ons Here Jesus Christus toebring. En dit is natuurlik die eerste teken. En ek wil vir ons 'n voorbeeld hierso uitlig tussen ware en valse bekering. Tussen iemand wat werklik tot bekering gekom het van hulle sondes en iemand wat bloot net hulle skouers opgetrek het. En dit sien ons in die 2 boeke van Samuel. En dit is 2 verhale. Een van die koning, al 2 van die koning van Israel, een van koning Saul en een van koning Dawid. En kom ons gaan lees wat gebeur met koning Saul. Koning Saul word beveel om die Amalekiete uit te wis, maar hy kies om hulle te spaar. En dan kom die profeet Samuel na hom toe. En luister wat hier gebeur. Liewe kyker, hier staan in Samuel wat hier praat as hy sê, waarom het jy dan nie na die stem van die Here geluister en op die byt afgestorm en gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here? Liewe kyker, Samuel sê baie duidelik hierso vir Saul, jy het gesondig, Saul. Bekeer jou van jou sonde. Vers 20 sê Saul, maar ek het na die stem van die Here geluister
en gegaan op die pad wat die Here my gestuur het. Saul weier eenvoudig om te aanvaar dat hy gesondig het. Hy weier eenvoudig om die waarheid wat die profeet Samuel vir hom te sê, te aanvaar. Liewe kyker, dit is nie bekering nie. En ons weet daarna is Saul nie net verwerp as koning oor Israel nie, maar hy is as gevolg van sy harde hart, as gevolg van hierdie hardkorpigheid van hom, deur 'n bose gees getuister. In 2 Samuel hoofstuk 12 lees ons natuurlik die absolute teenoorgestelde, as die profeet Nathan na Dawid toe kom, presies dieselfde verhaal en net verskillende karakters, verskillende persone. Nadat Dawid 'n vrou verkrag het, 'n man vermoor het, bedrog gepleeg het, egbreek gepleeg het, kom Nathan na hom toe en hy sê vir hom, die Here weet jy het gesondig, Dawid. En wat sê Dawid? Liewe kyker, luister hier na die woorde van koning Dawid. Ek het gesondig teen die Here. Liewe kyker, dit is al wat nodig is. Dit is al wat nodig is dat ons op ons knieë gaan voor die Here en sê, Hemelse Vader, ek het teen U gesondig. Hierdie goed wat ek gedoen het, is sonde, en ek kies om dit voor U voete neer te lê. Ek kies om weg te draai van dit af. En hoor wat sê Nathan dan vir Dawid. So het die Here dan ook U sonde vergewe. Daar is hy, liewe kyker, dit is al wat nodig is bekering, wegdraai van sonde, dat ons voor die Here gaan en vir hom sê, Hemelse Vader, hier is my sonde, ek bely dit, vergewe my. En die tweede teken dan, van hoe ons kan weet, ons is gered, liewe kyker, lees ons in Filippense hoofstuk 1 vers 6, waar Paulus vir die Filippense skryf, en hoor wat hy sê, dit is van die mooiste sinne in die Bybel. Hy sê, ek is oortuig. Ek is oortuig. Met ander woorde, Paulus sê, ek het al die argumente gehoor. Ek hoef niks meer te hoor nie. Ek het die woord van die Here bestudeer. Hierdie is die antwoord wat ek gekry het. Ek is oortuig dat God die goeie werk wat hy in julle begin het, sal voortsit, totdat hy dit voltooi, op die dag wanneer Jesus Christus terugkom. Liewe kyker, as ons tot bekering kom, as ons Jesus Christus as ons verlosser aanvaar, ons verwerp die sonde wat ons lewe is, ons vat dit na die kruis toe, ons draai weg van dit af, dan kom die Heilige Gees in ons lewe, en dan begin hierdie goeie werk wat Paulus in Filippense hoofstuk 1 vers 6 van praat, dan begin hierdie goeie werk in ons lewe, en ons noem dit heiligmaking. In Engels, sanctification. En verder in een van Paulus se ander briewe, in 2 Korintiërs hoofstuk 5 vers 17, sê Paulus die volgende, iemand wat aan Christus behoort, sê hy, is 'n nuwe mens. Met ander woorde, liewe kyker, die mense wat jou geken het voor jou bekering, voor jy tot Christus gekom het, gaan jou nie herken nie. Hulle gaan kyk na hierdie persoon en hulle gaan wonder, wie is hierdie mens? Hoekom vloek hulle nie meer nie? Hoekom gebruik hulle nie meer kritaal nie? Hoekom kom hulle nie meer saam met ons na hierdie kuierplekke toe nie? Want ons is 'n nuwe mens. Ons het ander belangstellings. En die goed wat ons voorheen in belang gestel het, stel ons nie meer in belang nie, want die Heilige Gees het 'n werk in ons lewe, hierdie goeie werk wat Paulus van praat, in ons lewe begin. En liewe kyker, dit is die teken dat jy die ewige lewe het. As daar 'n verandering kom in jou lewe, as jy skielik nie meer lus het om al hierdie goed te doen wat jy voorheen gedoen het nie, as ons 'n honger ontwikkel vir die woord van die Here, as ons 'n honger ontwikkel vir die samekoms van die heiliges, as ons 'n honger en 'n dors ontwikkel vir geregtigheid, liewe kyker, dan kan jy weet, jy het die Heilige Gees ontvang en die ewige lewe daarby. Ek
ek afsluit met 'n storie voor ek na die volgende punt van hierdie boodskap toe gaan. Liewe kyk, ek wil afsluit met 'n verhaal van Louis Malherbe. En as jy Louis Malherbe ken, sal jy weet waarna toe ek stuur. Louis Malherbe was 'n besigheidsman wat alles gedoen het wat 'n ongelowige self sal laat skaam kry. Louis Malherbe, liewe kyker, het gevloek. Hy het die Here se naam gevloek. Hy het rondgeslaap. Hy het alkohol misbruik. En toe op 'n dag het een van sy vriende hom na 'n erediens toe gesleep en hy het in die erediens gaan sit en het na die boodskap gaan luister en toe Louis Malherbe daar uitstap, liewe kyker, toe sê hy van die mense, man, dit is die swakste preek wat ek nog in my lewe gehoor het. Hierdie ou moet op 'n kursus gaan. Hy weet nie hoe om te preek nie. Nie lank daarna nie, liewe kyker, kom Louis Malherbe tot bekering. En hierdie goeie werk, hierdie heiligmaking begin in sy lewe 'n verskil maak. Louis Malherbe word 'n nuwe mens en hy gaan terug na hierdie selfde kerk en hierdie selfde prediker en toe hy daar uitstap, liewe kyker, en dis nie ek wat dit sê nie, hierdie verhaal het hy self vertel. Toe hy daar uitstap, toe sê hy vir sy vriende wat hom saamgevat het, dit was ongelooflik. Kyk, ek het hoendervleis. Hierdie ou moes op 'n kursus gegaan het. En wat sê Louis se vriende vir hom? Hy sê vir hom, nee Louis, dis jy wat op die kursus is. En daai kursus se naam is heiligmaking. Liewe kyker, as jy die Heilige Gees ontvang het en die ewige lewe ontvang het, as jy jouself van jou sonde bekeer het, is jy 'n nuwe mens. Dan is daar nie meer plek in ons lewe vir die dinge wat ons in die verlede mee besig was nie. Dit maak ons siek. Dit maak ons ongelukkig. Dit maak ons depressief. En ons kan nie anders as om ons rug op dit te draai nie. En dan word ons soos Louis Malherbe. Ons kry brood by die prediking van die woord. Ons wil by die samekoms van die heiliges wees. Dis nie vir ons 'n werk om kerk toe te gaan nie. Dis nie vir ons 'n werk om tyd met die woord van die Here te spandeer nie. Dit, liewe kyker, is heiligmaking. En dit beteken, jy kan verseker wees, jy het die ewige lewe. En dan, heel laaste natuurlik. Ons sê altyd in die Latyn, in die gereformeerde belydenis sê ons, sola fide. Geloof alleen. Dit alleen, sê ons, is wat jou red. Maar liewe kyker, wat beteken dit as ons sê geloof alleen? As ons sê ek glo, in wat glo ons? En dan kan ons miskien sê ek glo in Jesus, maar dan, liewe kyker, lees ons in Jakobus hoofstuk 2, in daai brief van Jakobus, skryf Jakobus daar, vir die mense wat sê, hulle glo, skryf hy, jy glo dat God een is, jy doen goed, die duiwels glo dit ook, en hulle sidder. Wat bedoel Jakobus hierso? Net die volgende. So 'n paar jaar gelede het Richard Dawkins, een van die bekendste ateïste van die 21ste eeu, het hy in 'n debat met John Lennox, die bekende gelowige wiskundige, het hy die volgende gesê: Jesus did exist. Jesus het wel bestaan. En Dawkins noem homself 'n kulturele Christen, 'n cultural Christian. Liewe kyker, red dit vir Richard Dawkins. Red dit vir Richard Dawkins dat hy glo dat Jesus Christus bestaan het? Nee, geensins. Want Richard Dawkins het hom nie bekeer van sy sonde nie. Richard Dawkins het nie Jesus Christus as sy enigste verlosser aanvaar nie. En Richard Dawkins, liewe kyker, het geensins weggedraai van sy vorige lewe nie. Dit is nie bekering nie. Dit, liewe kyker, is nie geloof nie. Dit is nie sola fide nie. Dit is aardsbelangrik dat ons glo dat Jesus Christus die enigste verlosser is.
dat hy die seun van God is wat aarde toe gekom het, vir ons sonde gesterf het en weer op die 3de dag opgestaan het uit die dood. Liewe kyker, dit is aardsbelangrik dat ons tot bekering kom en ons lewens, die sonde van ons lewens, aan die voete van die kruis lê, sodat ons die Heilige Gees ontvang en die ewige lewe. Ons kan nie net so Saul maak en ons skouers optrek en sê ek het gedoen wat daar vir my gesê word om te doen. Ons kan nie net soos Richard Dawkins maak en sê ek glo Jesus het bestaan nie. Glo ons werklik dat Jesus Christus die seun van God is? Glo ons werklik dat hy vir ons sonde gesterf het? Bely ons dat ons gesondig het, elkeen van ons individueel gesondig het teen die almagtige God. En dan ten laaste, glo ons dat Jesus Christus alleen daai sonde met sy bloed kan skoon was. Glo ons dan ook dat ons, nadat ons skoon gewas is, geseël is met die Heilige Gees vir die ewigheid. Indien ons dit glo, liewe kyker, indien ons dit glo, dan het ons die ewige lewe. En dan soos Paulus dan ook skryf, dan is daar niks, nie eers onsself nie, niks in die heelal nie, nie magte of kragte nie, niks wat ons kan verwyder van die liefde van God in Jesus Christus nie. Ek wil elkeen vanoggend wat na hierdie boodskap kyk, wil ek uitnooi, as jy nie seker is van jou verlossing nie, as jy nie seker is jy het die ewige lewe nie, maak tog seker. Gaan op jou knieë na Jesus Christus toe en smeek hom om vergifnis vir jou skulde. Ons kry dalk nie nog 'n kans nie. Tot volgende keer.